van ons ouers het nou net by die Here uitgekom. En hulle het agtergekom, ons doop nie babetjies of besprinkel nie babetjies nie, dis onbybels. Ons doen wat Jesus gedoen het. Ons seën kinders. Wanneer daai kinders groot genoeg is om self 'n besluit vir Jesus te neem, dan laat hulle doop, soos vanaand. Groot doopdiens vanaand. Amen. Is dit nie mooi wanneer jy sien ouers bring hulle kinders, party is al tieners en ons seën en ons wy hulle aan die Here toe, want hulle het nou verlig geword. As jy onder die woord sit, dan gaan jou oë oop. Vra gou vir jou langs, as jy honger genoeg, kan ek net weet, as jy honger genoeg, voor ek vir jou 'n steak uitdeel, prys die Here. Vergeet nou die bok asseblief, kry dit nou uit jou sisteem uit. Ok, net vir jou interessantheid, so ysbreker. Ons het nie ysbrekers in ons kerk nodig, iets vrye, maar net vir jou interessantheid. Statistiek sê, mans, die gemiddelde man, glimlag 8 keer 'n dag. Die Here help ons. Span sommer nou, daar gaan ons. Gemiddelde man, ek is seker ek doen meer as dit. Die gemiddelde vrou glimlag 63 keer. Manne, ons moet bykom. Ek voel ek kom 'n preek af. Hoor my vrou, sy sê amen, ek sê ons moet bykom. Jy weet, jy kry party manne, lyk of jy dood op hom is. Vriendelikheid is 'n vrug van die Gees. Die gemiddelde kind lag meer as 400 keer 'n dag. Sê vrou langs sy jou, ha ha ha, hi hi hi. O, jy kry kerk en die dood is in die pot. Nee, amen, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ons is by deel 5 in ons wonderlike reeks oor groot genade. Blaai saam met my Johannes die 8ste hoofstuk as jy jou Bybel gebring het. En ons gaan 'n besonderse gedeelte saam lees, regtig 'n storie van groot genade. Johannes 8 vanaf vers 1. Ek weet ek bederf julle so 'n bietjie. Van julle bring nie eens meer Bybelskerk toe nie, want jy kry alles op die groot skerm. Maar het is toch goed as jy jou Bybel bring, en vir jou 'n notaboekie bring, en vir jou 'n pen bring, sommer 'n rooie, groene, bloue. Wees 'n student van die Bybel. Ok, goed, Johannes 8, en kom ons lees vanaf die eerste vers. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan, en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan. En al die mense het na hom gekom, en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En terwyl ek so mediteer en voorberei oor hierdie wonderlike gedeelte, dink ek net by myself, waar is die man wat deel was van die egbreek? Sommige net ietsie om oor te dink. Jy weet, wanneer jy jou as 'n regter aanstel, daar is 'n Openbaring, skryf neer, en jy begin oordeele uitvel, jy stel jouself as 'n regter aan, dit spreek van hoogmoed. Jy dink jy is beter as ander. Ek lees dat die Bybel sê, wanneer ons verneder, dan gee die Here ons genade. Net interessant, hulle bring toe nou die vrou, maar daar was tog nou 'n man ook betrokke. Goed, waar was ek gewees? En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan.
van die oudste af tot die laaste. En Jesus het alleen agtergebly, onderstreep dit in jou Bybel, en Jesus het alleen agtergebly. Sê dit saam met my, en Jesus het alleen agtergebly. Ek gaan nou vir jou wys, dis die hele openbaring rondom genade, dis net Jesus. Dis net hy. En die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het, en toe Jesus hom oprig, en niemand sien behalwe die vrou nie, sê vir haar vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Maar hier kom 'n groot openbaring, en ek gaan 'n bietjie klem lê op dit, onderstreep dit in jou Bybel. Lees, gaan heen en sondig nie meer nie. En dis waar baie ouens genade verkeerd verstaan. Omdat dit genade is, dink baie mense hulle kan aanhou en voort te gaan met hulle sonde. Dis as het ware asof Jesus hierdie vrou nou tot verantwoordelikheid roep. As jy deel 4 weer gaan luister en doen jou guns en luister om weer, ek gaan nou aan. Ons moet op 'n plek kom waar ons verantwoordelikheid vat vir ons lewens. Jy kan jouself nie red nie, dit word genoem genade. Net om jou geheue te verfris, konsentreer nou, bly by my. In die vorige deel 4 het ek vir jou gewys, Mephibosheth se storie was genade. Hy moes gesterf het, Dawid het hom herstel, hy het hom aan die lewe gehou, en nie net dit nie, hy het hom aan die koning se tafel laat sit. Dis genade. Vandat hy soos 'n seun van die koning geword het, 'n prins geword het hy verantwoordelikhede begin kry. Dit het niks te doen met jy kan genade verdien nie. Dit het niks te doen met jy kan God se genade probeer wen nie. Want ek wil vanmôre vir die kerk sê, daar's niks wat jy kan doen sodat hy jou meer lief kan hê. Die grootste prys is betaal wat daar betaal kan word. Dis genade, onverdiend. Maar wanneer jy hierdie genade ontvang en jy is seun en 'n dogter van God word, luister baie mooi, dan verwag die Here nou van jou dat jy verantwoordelikheid begin vat, nie vir die redding van jou siel nie, dis genade, hy het jou gered, hy het jou gekoop met sy kosbare bloed, hy verwag nou van jou dat jy iewers op 'n plek kom waar jy die reëls van die koning se huis begin gehoorsaam. Dis te goed. Jou eie kind in jou huis kon nie jou van koop nie, hy's gebore in jou huis. Jonathan en Kylie kon nie Wilson koop nie, hulle is Wilson omdat hulle gebore is, vanuit my liggaam, vanuit hulle mamma se liggaam. Nou dat hulle in my huis is daar so iets soos reëls in my huis. Dit het niks te doen met die feit dat hulle 'n kind van my is, dis genade. Hulle kon dit nie verdien nie, hulle kon dit nie koop. Maar as pa verwag ek van hulle, dat hulle gehoorsaam sal wees aan my God. Dat hulle sal doen soos ek en hulle ma van hulle verwag. Genade beteken nie, luister mooi, dat jy kan doen en maak en sê wat jy wil, omdat die Here jou gered het nou nie. Hy het jou gered, dis net genade. Ons moes almal hel toe gegaan het. In konteks van Johannes 8, kom hierdie ouens en hulle sê, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. Die wet sê, sulke vrouens, sulke mense moet doodgemaak word. Hier kom Jesus, hy red haar, maak dit prakties, hy gee haar lewe, dis genade. Ek en jy moes hel toe gegaan het.
maar Jesus het gekom. Want julle gaan bly raak nou. En hy het ons siele gered. Ek wil vir jou 'n illustrasie gee. Bring die klippe in asseblief. Die Here praat met my in prentjies baie keer. Ons gaan 'n stenigingsdiens hou vanmôre. Kom help Christo, bring hom weer op die verhoog, en nie alleen probeer nie. Weet jy kan? Bring op. Sorry. Alright. Ons gaan by die blok begin vanmôre. Nie bekommerd wees nie, ons gaan vinnig wees, jy gaan nie baie pyn voel nie. Net genoeg ouens kry wat hierdie bakstene kan optel. Gaan vir die woord oopmaak. Ons lag oor hierdie goede. In die Ou Testament het 'n pa byvoorbeeld een foutjie gemaak. En sy hele huisgesin is gestenig. In Johannes 8, meester, die wet sê, sulke mense moet gestenig word. Hierdie vrou het die wet oortree. Nou, ek wil net gou vir jou ietsie sê oor die wet, dat jy net kan verstaan. Die Bybel sê, die wet is soos 'n tugmeester wat ons lei na Jesus toe. Die wet is nie onbelangrik nie. Jy hoor nou ouens wat teen die wet praat. Hoe dom kan jy wees in asemhaal? Die wet wys vir jou dat jy 'n redder nodig het. Ek kry sulke ouens, hulle praat teen alles in die Ou Testament, asof dit nie belangrik is. Nee, die goeie nuus is net, die wet kan jou nie red nie. Kom nou, net Jesus kan jou red. Maar dis baie belangrik dat jy hoor wat sê die wet. Die wet wys vir jou, jy het Jesus nodig, jy kan jouself nie red nie. Meester, die wet sê, sulke vrouens moet gestenig word. Wat sê hy? En hy begin neerskryf, en ons weet nie wat het hy geskryf. Ek dink hy dalk maar daar begin en so van 'n kant af begin profeteer. En gesê, Marius, net 'n voorbeeld. Kan jy onthou, laas week het jy dieselfde gedoen? Bybel sê hy 2 keer geskryf op die grond. Ons weet nie wat het hy geskryf. Maar miskien het hy begin 'n paar goedjies aan die lig bring. Hy sê toe vir hulle, die eerste ou wat sonder sonde is, tel op 'n klip en gooi. Die Bybel sê, een vir een het hulle weggestap. Luister mooi, die wet is soos 'n spieël. Die wet wys vir jou, wanneer jy in die wet inkyk, luister mooi, jy het 'n redder nodig. Ons hoor baie keer van sulke mense, hierdie is nou 'n goeie Christen. Hy het goeie maniere, nee, Afrikaners praat so. Hy is 'n goeie Christen, hy praat mooi en hy tree mooi op en as jy die goeie Christen moet vra, is jy wedergebore? Nee, wat is dit? Sonder wedergeboorte kan jy nie hemel toe gaan. Sonder Jesus kan jy nie hemel toe gaan nie, kan jy nie gered word. So die wet is soos 'n spieël. As jy in die spieël kyk, dan sien jy jou hare kort dringend 'n kam. Maar jy agtergekom net om in die spieël te kyk, gaan nie jou hare vir jou kam nie. Die spieël wys net vir jou, jy het dringend 'n kam nodig. Die wet wys vir jou, jy het Jesus nodig, want nie een van ons kan sê, ons het die wet in volle onderhou nie, die Bybel sê so. Daar's nie een van ons wat kan sê, ons het nie foute gemaak nie. Die mooiste, goeie Christen vanmôre het ook foute gemaak. Wat sê die Here? Hy sê vir haar, het niemand jou veroordeel nie. En die Bybel sê, hulle gewete het hulle gepla. Hy gebruik die woord bestraf, nadat hy neergeskryf.
laat die een wat sonder sonde is die eerste klip gooi. En ek wil vanmôre as die pa van hierdie kerk uit my hart uit met al ons mense praat en ek wil jou uitdaag, jy wat dink jy het geen foute nie, staan op en kom haal vir jou baksteen. Hoekom sê ek dit? Want die Here sê vir my, sê vir die kerk, dis tyd om te groei in genade. Nou dat jy genade ontvang het, jy gaan hemel toe, jy's 'n kind van die Here, sê die Here, ek verwag van jou om verantwoordelikheid te vat as 'n seun in die huis. Jy kan nie jou redding koop nie, jy kan dit nie verdien nie, dis genade op genade op genade. Ons moes gesterf het, hierdie vrou moes doodgemaak word, hulle was reg gewees. Die wet sê, so 'n vrou moet gestenig word, en so 'n man, maar daar's Jesus. Jesus is genade. Wat sê die Bybel? Ons kyk net gou daar, soek net vir my daai skrif. Johannes 1 vers 16 en 17. Hallo daarbo. Kom. Lees, gereed lees, en uit sy volheid lees, het ons almal ontvang. Ja, genade op vers 17, lees, die wet is deur Moses gegee. Was die wet belangrik? Ja. Die wet is 'n spieël. Hoekom noem ek weer die goed? Want daar steeds mense wat nie verstaan waaroor gaan die wet. Wet kan jou nie red nie, dis 'n spieël. Dit wys vir jou hare is te mekaar. Dit wys vir jou, jy het hulp nodig. Die wet in die Ou Testament wys vir ons het 'n redder nodig. Sy naam is Jesus. Vrou, jy moet sterwe, die wet sê so. Die wet kom deur Moses. Kom ons lees, maar die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Lig jou hand op en sê, Vader, dankie vir Jesus. Kom ons gee net eer aan Jesus. Dankie vir Jesus. Nou is ons gered. Het ons 'n verantwoordelikheid om daders van die woord te word? Kerk, praat met my asseblief, goeie maniere. Het ons 'n verantwoordelikheid om daders van die woord te word? Kan jy jou redding verdien? Nee, dis genade. Vrou, hier kom Jesus. Hy verteenwoordig genade. Die Fariseërs het die wet verteenwoordig. Weet jy dit? Die wet sê hierdie persoon moet sterf. Hulle het seker klippe in hulle hande gehad. Hulle was reg om haar dood te maak. Dit is 'n algemene gebruik gewees in Israel. Ons was in Israel en nou verstaan ek hoekom, want dit is net klippe waar jy kyk. So dit is sommer 'n maklike oefening. Tel vir jou klip op. Jy hoef nie te wonder, waar kry ek 'n klip? Nee, tel net een op. OK. Daar's die wet wys, jy het Jesus nodig. Hier's Jesus, hy verteenwoordig genade. Inteendeel die Bybel sê genade kom deur hom. Ek wil sê Jesus is genade. So hy het ons gered, ons verdien dit nie, ons kan dit nie verdien nie, ons kan nie sy liefde verdien nie, ons kan nie redding verdien nie, ons kan nie die hemel verdien nie, dis hy en hy alleen, sy kosbare bloed alleen. Maar nou dat jy hierdie volheid ontvang het, sê hy vir jou, ek wil hê jy moet groei daarin. Ek wil hê dit moet toeneem in jou lewe. Ek wil hê jy moet verantwoordelikheid begin vat vir wie jy is. En dis waar die meeste Christene struikel. Want hulle dink goed gaan net outomaties gebeur. Weer terug na die voorbeeld van my kinders in my huis. Ek is so lief vir hulle is gebore in my huis. Ek en jy is wedergebore, hoe mooi is dit, in die gees, in God se koninkryk, deel van hom, sy liggaam, sy kerk. Jy kon dit nie bewerk nie. Jy kan dit nie verdien nie, maar nou dat jy 'n seun is in die huis, sê die Here net, ek verwag dat jy verantwoordelikheid. Vrou, ek veroordeel jou ook nie. Dis genade. Genade veroordeel jou.
Maar hoor wat sê genade, hoor wat sê die meester. Gaan nou heen en sondig nie meer. Ons kan nie met God se genade speel nie. Ons kyk gou wat sê Romeine 6 asseblief. Die magtige apostel Paulus wat hierdie openbaring gehad het, sê in Romeine 6 vers 13, almal lees hardop, en moenie julle lede stel, lees tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het. Stop net daar. Hierdie vrou moes gesterf het. Die wet sê so. Maar genade kom en sê, ek gee jou 'n kans. As jy by Jesus uitkom, is daar lewe en lewe in oorvloed. Hy bly nie net by, hoorie so, ek spaar jou lewe nie. Hy sê, gaan nou jy en sondig nie meer. Op 'n ander stadium moes Jesus iemand aanspreek en hy moes vir die persoon sê, gaan heen en sondig nie meer nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur. Want sonde lei na probleme toe. Die woord vir sonde in die Grieks is harmatia, wat beteken om die merk te mis, wanneer jy aanhou doelbewus sondig. Die waarheid is ons maak almal foute. Daarom het ons genade nodig. Is jy nie bly dat jou God 'n God is wat vergewe? Weet jy wat hy verwag van ons om te vergewe? So om te groei in genade beteken dat genade sal toeneem. Dit moet meer word op ons. Hoe? Deurdat ons onsself verneder, deurdat ons kies om daders van die woord te word, deurdat ons kies, hoe mooi is dit, om te sê, Here, net met u hulp en genade, draai ons nou ons rug op die sonde. Dis wat die apostels. Hy sê, want ons is gered soos mense wat uit die dode lewend geword het. Vanaand van almal wat gedoop word. En die openbaar bely en sê, ek was dood, maar ek staan met Christus op. En 'n nuwe lewe, die ou lewe word begrawe. Maar in party kringe word genade gepreek asof jy kan maak net wat jy wil. En ek wil vir jou sê, pas op vir daai tipe teachings. Dis nie Bybels nie. Genade is onverdiend. Dis Jesus. Ons plaas al die fokus op hom. Maar iewers gaan hy vir jou sê, glo my, ek verwag van jou om nou te begin doen wat hy vir jou sê. Jakobus sê, ons kan nie net hoorders wees nie, ons moet daders van die woord word. Stry hard, sê die Bybel, jaag heiligmaking na. Dit is nie meer gewilde onderwerpe in die dag waarin ons leef. Jesus sê, daar's 'n breë weg, kom help my, en daar's 'n smal weg, en nou weg. Ons kan nie genade preek asof, ag, almal is maar okay, en almal is maar alright, en doen en maak wat jy wil, en jy roep genade nie. Genade het 'n baie duur prys betaal, met sy eie liggaam. Hoor jy, ek noem hom genade, hy's Jesus. Sy eie bloed het gevloei, hy het die grootste prys betaal. Hy sê, ek het jou uit die dood uitgered. Dis net soos hierdie prentjie van hierdie vrou. Hulle was reg, die wet sê sy moes sterf. Dis reg, maar hier kom genade in haar lewe in. En die Here maak die woord vir my oop en ek sien dit as 'n openbaring. En die Bybel sê, ons kyk dit gou weer. Dis net Jesus. Skrif, waar was hy? En Jesus het alleen agtergebly. En die Here sê vir my, is nie die wet nie, is niks en niemand anders as net Jesus wat jou kan red nie. Nie jou goeie werke nie, die Bybel sê, deur genade is julle gered. Julle het geen rede om te roem in julleself. Nou dat ons groei in genade, dis die woord vir die kerk, nadat jy gered is uit genade, sê die Here, ek wil hê jy moet toeneem in genade. Kom ons lees verder wat sê Paulus.
Romeine 6. Waar was ons gewees? Right, gaan terug. Ons lees hom weer. Moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid. Kyk dan, kyk wat skryf die apostel en hy praat oor genade in hierdie hoofstuk. Maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het. Kerk, dit is hoe ons onsself moet sien. Ons moes gesterf het, soos Johannes 8 se vrou. Dis die storie van groot genade. Hy sê, en julle lede as werktuie van geregtigheid, kyk, in die diens van God. Nou, dit is die regte balans vir genade. Alles wat ek het, is net genade. Alles wat ek is net genade. Die redding van my siel is net genade. Die feit dat ons vanmôre hier is net genade. Die feit dat ons vryheid kan kerk is net genade. Groot genade. Die Here sê, jy kan groei in genade. Dit moet toeneem. Volgende skrif. Lees, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Kyk, want julle is nie onder die maar onder die volgende skrif. Wat dan? Jy sien, 2000 jaar plus was hierdie storie al reeds, was soos 'n debat. Dis al genade, alles is genade. Maar wat van verantwoordelikheid? En ek vir jou sê, een van die groot probleme in die kerk en in ons land is juis omdat mense nie verantwoordelikheid wil aanvaar nie. Mense is laks, kom ek sê dit soos dit is, lui, passief, maak met die kerk soos hulle wil, maak met die Here se tiende soos hulle wil, maak met kerk bywoning soos hulle wil. Sien, mense hou nie daarvan wanneer 'n man van God vermaan nie. Mense hou nie daarvan. Groot skades word getrek, waar daar net goedjies gesê word, wat lekker is op die oor. Ja, dis net genade. Wow, dis 'n lekker kerk. Doen maak net wat jy wil, dis genade. Kerk moet weer hoor. Dis net genade, maar jy kan groei in hierdie genade. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees. Wat dan? Sal ons sonde doen? Lees, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade. Roep dit uit. Nee. Stellig? Nee. Daar's dit. Maak ons foute almal. Wat moet jy doen? Bely en laat staan. Jy gee jou hart vir die Here en jy ontvang hierdie genade. Ons noem dit reddende genade en dan het jy, noem dit maar, daaglikse groot genade nodig en jy moet toeneem daarin. Jy moet groei daarin as 'n kind van die Here. Kan jy dink jy maak 'n foutjie en vanmôre is dit jou beurt om gestenig te word? Ja, dit is nogal swaar so baksteen. Kan jy dink jy kom staan met jou gesin in 'n ry? Jy het gefouteer hierdie week. Die wet sê jy moet doodgemaak word. Jy het geen verskoning nie. Die wet is reg. Kom staan nie dat ons jou doodgooi. Kan jy dink jou vrou en kinders word doodgegooi omdat jy as man 'n fout gemaak het? Hierdie vrou was betrok met hierdie sonde. Sy moes doodgegooi word. Hier kom Jesus in die toneel. En ek is so dankbaar dat Jesus deel is van my lewe. Geef vir die Here 'n hande. Ek en jy wat sê ons verstaan genade, groot genade, behoort op 'n plek te kom waar ons sê, ons wil nie sondig nie. Omdat ons so dankbaar is vir sy genade. Ons wil nie die wêreld en die duiwel dien nie. Ons wil Jesus dien, want hy het ons gered. Ons was dood en hy het ons lewende gemaak. Dis genade. Ek wil nie iets doen wat hom bedroef nie. Ek wil nie, omdat hy my genadig was.
party mense, ek gaan dit sê, is op rekord, hulle flirt met die duiwel. Een voet in die kerk, een voet in die wêreld. Daai tipe mense kan nooit gelukkig wees nie, want hulle voel altyd onvervuld. Kan nie voluit die wêreld dien nie, kan nie voluit die Here dien in die kerk. Ek kyk nie hoe naby kom ek aan dit wat verkeerd is nie, want ek wil nie naby kom aan dit wat verkeerd is, met die hulp en genade van die Here nie. Daarom moet ek nederig bly, daarom moet ek bid kom nou, daarom moet ek tyd in die woord spandeer, daarom moet ek saam met die heiliges die Here aanbid, ek moet keuses maak. Dis verantwoordelikheid. Goed val nie net uit die lug uit. Jou redding is bewerkstellig, dis genade. Maar nou dat jy 'n seun is, ek verwag van jou verantwoordelikheid, sê die Here. 1 Petrus 3:18. Fenominale skrif wat van julle nie ken nie. Kyk hoe mooi is dit. Ons lees hom hardop, gereed lees, maar julle moet toeneem in wat? In die genade lees en kennis van ons Here en Saligmaker. Kom nou, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe. Nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Daar's 'n oproep vir die kerk. Ek wil herhaal, want jy sit ook hier en jy sê, maar ek het 'n fout gemaak. Die Here vergewe jou. Jy moet net op 'n plek kom waar jy met daai doelbewuste sondes. Die Bybel noem dit moedswillige sonde. Met ander woorde, moedwillig. Jy kies om dit aan mekaar te doen. Jy moet breek met dit. Vrou, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie weer nie. Verantwoordelikheid. Ek red jou, ek is lief vir jou, ek veroordeel jou nie. Dis groot genade. Ek wil vandag duidelik sê, kerk, ons veroordeel nie sondaars nie. Ons veroordeel die sonde. Want daai hamartia, die sonde gaan maak, dat jy nie uitkom by wat die Here vir jou het nie. En ons weet dat Satan sit agter. Sonde kan jou nie gelukkig maak nie. Sonde bring vernietiging. En dis die wil van die Here dat jy gelukkig sal wees, geseën sal wees, gesalf sal wees. Ons het dit nou verklaar, dat jy lank sal lewe, sê amen, dat jy goeie huwelik sal hê, goeie hulle dit saam met my, dat jou kinders die Here sal dien, vol vreugde sal wees, dat jy finansiëel geseën sal wees, maar sonde sal maak dat vernietiging kom. Daarom het ons die Heilige Gees nodig. Want ons kan nie in ons eie krag nie. Dis juis genade. Dis juis om die fokus op hom te plaas, net soos hy ons gered het, sê ek wil jou lei elke dag deur my Gees. Elke dag het jy my groot genade nodig. Dis net ek, sê die Here, wat jou kan help om die regte keuses te maak. Om jou te bewaar van sonde en versoekings. Ons kan nie staat maak op ons eie krag nie. Nee, genade is juis om staat te maak om nou op sy krag. Groei in genade. Die apostel Petrus kom en is asof hy 'n bevel gee. Die kerk, julle is nou veronderstel om toe te neem. Skryf dit neer. Gaan staan hier dit weer by die huis. Jy moet toeneem in genade. Jy kan nie nou omdat jy gered is net sê genade, genade, genade. Dis wat Paulus sê, maar jy verander nie. Genade bring verandering. Kom, sê vir jou langs aan jou, help my preek. Sê, jy moet verander. Kom, spreek dit oor hom. Jy moet verander. Jy kan nie dieselfde bly nie. Ons weet die Here werk aan ons almal. Amen. Maar jy kry sulke ouetjies of ouens, hy gebruik dit maar net as 'n verskoning. Nee, die Here is nog besig met my, maar jy kies nie om te breek met dit wat verkeerd is. Vrou, ek veroordeel jou nie. Jy moes gesterf het, maar ek gee vir jou lewe.
Dis genade, ek kom in jou lewe in, dis net Jesus het agtergebly, dis net hy. Ons kan nie roem op enigiets anders nie, dis nie ons goeie werke nie, jou goeie werke kan jou nie in die hemel kry nie. Slegs Jesus kom nou, en dit wat hy aan die kruis gedoen het, kan jou red. Nou dat jy gered is, nou aanvaar jy verantwoordelikheid. Vir wat? Om kind van God te wees. En as jy foute maak, dan bely jy dit, en jy laat staan dit so gou as moontlik, maar jy kies om hom te behaag, jy doen nou wat hy wil hê. En dis wat die apostel Paulus sê, stel jou liggaam, jou lede nou tot beskikking van die Here en vir sy diens. So as jy vanmôre met iets sukkel in jou lewe, want ek hoor iemand sê, maar ek sukkel met iets. Die goeie nuus is die Here is hier om jou te bevry. Dis hoekom ek so baie oor bevryding praat, want moenie dink almal wat genade ontvang het, soos hierdie vrou wat redding ontvang het, is vry nie. Nee, ver van dit af. Dis hoekom mense bevryding moet kry. Want jy kry hy gee sy hart vir die Here, maar hy sukkel nog steeds met daai slegte gewoontes en verslawings. He needs deliverance. Ek is die eerste een wat sê, Here help my om toe te neem in genade. Dit beteken ook dat ons genade sal bewys. Ons het genade ontvang, maar ons as mense is so vinnig om te veroordeel. Jesus kom en sê, jy wat sonder sonde is, hy sê nie, jy het groot lippe gebruik. Hulle is reg vir daai hande. Dank die Here, jy stenig ons nie van. Jy wat sonder sonde is, gryp die eerste klip en gooi. Ek wil vir die kerk iets leer wat die Here vir my gewys het. Om toe te neem in genade beteken ook dat jy genade sal bewys en openbaar net waar jy is. Die Here het jou gered, jy moes gesterf het, vrou. Jy's betrap. Die wet sê jy moet sterf. Dit geld vir ons almal. Die wet het vir ons gewys, ons gaan almal verlore wees. Ons het 'n redder nodig. En wat doen die Here? So lief het God die, kom nou, die wêreld gehad, dat hy Jesus gegee het. En hy red ons. Beteken dit nou dat jy gered is, kan jy passief raak? Dis wat die probleem is. Ek is mos gered. So nou aanvaar mense nie verantwoordelikheid. Terwyl die Bybel sê, moenie die onderlinge byeenkomste versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Bring die Here se 10 en net om 'n paar goed te noem. Wees gehoorsaam, wees 'n dader van die woord, wees lief vir mekaar, ensovoorts, ensovoorts. Dis verantwoordelikheid. Hy gaan nie dit namens jou doen nie. Hy het klaar alles gedoen aan die kruis wat hy kon doen vir ons redding. Let op dat die apostels was ouens wat orde gebring het. Kan ek nou vir jou sê, baie min kerke sou Paulus genooi het vir spesiale dienste. Kan ek vir jou ietsie oopmaak vanmôre? Jy sou nie gehou het daarvan nie. Want hy gaan inkom en hy sou vir party gesê, let op, Nuwe Testament, genade. Dis van julle, jy wil nie luister nie, ek gee jou nou oor aan die tyd. Gaan lees die Bybel. Ons mense hou nie van vermaaning. En ek sê, Here, wanneer ek bid vir my mense voor ek die woord bring, o God help my, ek moet die volle raad bring, Here help my, ek kan nooit nie die waarheid bring nie, want ek gaan voor U alleen staan. Daarom sê ek, moenie almal probeer leraars wees nie, want julle sal 'n groter oordeel. As ek vanmôre moet kom en net heuning om my mense se monde smeer en sê, ag is okay, gaan aan, doen wat jy wil, is grace. Is dit die waarheid? Ons het genade ontvang. En ons dank die Here daarvoor, ons ontvang dit daagliks, want hy hou ons aan die lewe. Ons het nou verklaar, hy is in beheer. Glo julle dit? Dit is genade. Maar ek en jy kan toeneem daarin. Ag, Here help my om dit mooi te verduidelik. Ons kan groei daarin. Ons het 'n verantwoordelikheid om dit te doen wat hy vir ons nou sê om te doen. Hoe meer jy bid, glo my, gaan jy groei in sy genade, groei in sy guns. Hoe meer jy in sy woord
gaan jy verander word. Dit beteken nie, ek herhaal, want baie ons hou vas by dit, jy probeer genade verdien. Nee, jy kan nie genade verdien, jy kan groei in dit. Vrou, ek red jou, dis genade, ek gee vir jou lewe, maar nou gaan jy en sondig nie weer nie. Dis verantwoordelik. Ons lees nie van haar nie, maar die Here gee vir my hierdie openbarings. Ek wonder wat het met haar gebeur. Ek is seker sy het Jesus gevolg. Hoeveel van julle wil eerlik wees vanmôre? En sê jy wil getuig deur jou hand op te lig. Jy hoef nie nie, maar jy wil getuig. En sê die Here het my diep uitgehaal. Ek kyk vir jou, kyk hoe jy getuig. Wag vir jou. Julle wat julle hande nou ophou, hou so 'n bietjie. Dis 'n storie van genade. Sê vir my, wil jy die Here dien? Hoekom? Omdat jy genade ontvang het. Jy wil nie flirt met die duiwel en met sonde nie, want jy het sy genade ontvang. Hy is so lief vir jou. Hy het jou gered. Jy moes doodgaan, maar hy sê, hier is ek red jou. I love you. Maar daar gaan 'n dag kom en die Here sê, ek moet dit vir die kerk sê, waar ons voor hom alleen sal staan. Sien jy hoor nie hierdie goed, maar as nie. Ek kan jou nie net vir jou goedjies sê om jou in jou gehoor te laat streel. Ek kan nie. Ek is te lief vir jou. Ek moet jou die waarheid gee. He loves you. Hy het die duurste, grootste prys betaal wat daar betaal kan wees. Hy sê neem toe in genade, groei in my genade, betoon my genade, leef my genade. Iemand kom en hy het jou genade nodig. Wat gaan jy doen? Maak dit prakties, die Here vergewe ons almal. En nou kom daar een ouetjie en hy maak jou seer of hy behandel jou sleg en jy raak bitter teen hom. Sny dan waar jy toetsie dop, jy betoon die genade. Maar God vergewe ons elke dag. Wie dink jy is jy om nie mense te wil vergewe nie? Onvergifnis gaan mense hel toe vat. Ek weet jy gaan dit nie oral hoor nie. Die Here help my om in vrymoedigheid sy woord te bedien om orde te bring. Onvergifnis sal mense hel toe vat. Want onvergifnis maak dat die hemel twis vir jou. Want sê die Here, as jy nie vergewe nie, sal ek jou nie vergewe nie. As God jou nie vergewe nie, beteken dit die hemel is toe. Jy sê maar hierdie ou het my te nagekom, hy verdien dit nie. Dis presies genade. Ons het ook dit nie verdien nie, maar hy het ons lewe gegee. Jy sê, jy ken nie hierdie familie van my nie. Iemand sê vir my, die bokke verdien nie ons ondersteuning. Jy voel ook so. Dis juist waar genade in. As ons nou teen hulle draai, wie gaan hulle ondersteun? Net 'n praktiese voorbeeld. Jy sê hierdie ou wat jou so seer maak, verdien dit nie. Jy's reg, jy verdien dit ook. Dit word genoem genade. Groei in genade. Vir wie is hierdie woord? Vir die kerk, vir die seuns van God. Jy kan niks verdien nie, jy kan toeneem daar. Hoe meer jy bid, hoe meer jy onder die woord sit, hoe meer jy toelaat dat die Heilige Gees jou leer en lei, jy raak gehoorsaam, weet wat gaan gebeur, guns gaan op jou kom, genade gaan toeneem, die Here gaan jou seën, want gehoorsaamheid lei na blessings. Wat maak ons met dit? Dis God se woord. Lukas 2:52. En Jesus het toegeneem, daar sy in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. Ek wil vir jou vra, wie moet jy vergewe vanmôre? Jy sê die Here moet jou vergewe, maar jy vergewe nie. Ag, ek soek 'n landingsplek. Ek kan 3 dae en 3 nagte bly. Geniet jy die woord van die Here?
Hier is 'n ou met die naam van Joseph Cook. Maar wat sê hy? Hy sê genade is die gesig wat liefde dra wanneer dit onvolmaaktheid, swakheid, mislukking en sonde ontmoet. Om te groei in genade beteken dat jy op 'n plek kom waar jy nie meer sonde. Jy kan nie elke dag bely en sê, maar dis grace. En nie verantwoordelikheid van, kyk, hier is 'n woord van orde vir die kerk. Ons verstaan grace in ons plek. Maar ek kan nie die element van verantwoordelikheid uitlaat. Dat het niks te doen van jou kant af dat jou redding bewerk nie. Nee. Hy red jou, dis genade. Hy beskerm jou, dis genade. Kom nou, ons is hier, dis genade. Hy sê, neem toe daar. My seun, ek verwag van jou gehoorsaamheid, mens. Ek verwag van jou loyaliteit. Ek verwag van jou respek. Ek verwag dit van my kinders. Hallo, hoeveel van julle is paas vanmôre? Jy lig op jou hand. Kan jou kind in jou huis doen wat hy wil? Oh. Hoekom dink mense hulle kan in die huis van die Here maak en doen net wat hulle wil? Ons is almal gered uit genade. Ek verklaar oor jou sy groot genade is deel van jou lewe. Walk in it. Openbare genade. Prys die Here net waar jy kom, leef genade. Maak so gou as moontlik om daai persoon te vergewe wat jy nog nie vergewe het. Die laaste skrif, Jakobus 4:6. Vir die oggend. Voel ek moet land nou. Jakobus 4:6, almal lees, hardop gereed lees, maar hy gee. Wat beteken dit? In konteks van ons reeks, ek het vir jou gesê, daar's tye wat jy groot genade gaan nodig het vir 'n situasie. Jy kry reddende genade en dan kry jy, noem dit maar 'n algemene genade vir jou daaglikse lewe. Hy gee groter genade. Ek wil hê jy moet hierdie skrif mooi verstaan. Kyk gou-gou. Daarom sê hy, dis God, kyk, God weerstaan die hoogmoediges. Hoekom? 'n hoogmoedige sê, ek het nie die Here nodig. 'n hoogmoedige ou sê, ek het nie die kerk nodig. 'n hoogmoedige ou sê, ek het nie 'n pastoor in my lewe nodig. Ja, jy kan hulle luister. Wat sê die Bybel? Wat doen God met hoogmoediges? God weerstaan die hoogmoediges. Bly net met die skrif. Kan God iemand weerstaan? O ja. God weerstaan die hoogmoediges, maar lees, aan die nederiges gee hy wat? Kan jy genade verdien? Jy kan groei daarin. Jy kan toeneem daarin. Deurdat jy doen wat hy vir jou sê. Wanneer my kind doen wat sy daddy vir hom sê, wanneer hy gehoorsaam is, hy's in my huis, dis genade, maar hy kies om te groei in hierdie genade. Hy's loyaal, hy's gehoorsaam, wat gaan gebeur? Guns gaan op hom kom. As jy jouself verneder voor die Here, trek jy sy aandag. Wanneer jy vas en bid, trek jy sy aandag. Kan jy God verander? Nee. Selfs as jy vas, verander jy nie die Here nie, jy verander. Wanneer jy jouself verneder, verander jy nie die Here nie, jy word verander. Maar hy sê, hy gee genade aan hulle wat hulle self verneder. Kan ek jou goeie raad gee? Ek is reeds op die aanloopbaan. Begin jouself verneder voor die Here. As tye wat ek plat op my maag lê voor die Here, I humble myself before God. Moet asseblief nie arrogansie met boldness verwar. Jy sal 'n groot fout maak, jy sal 'n ding oor jou bring, wanneer jy, mense sê partykeer, "Sjoe, daai pastoor is arrogant, wanneer hy dinamies bedien." Nee, ons noem dit boldness. Ek het die Here so nodig.
Is jy vol? Het jy geëet? Is daar groot genade op jou? Staan so 'n bietjie op jou eie 2 voete. Help my preek sê vir 2 of 3 ouens, draai weg van hulle wat nie spontaan is nie, gaan na die ander. Sê die Here verwag van jou verantwoordelikheid. Kom, sê vir iemand, hy verwag dit van jou. Kom, sê, getuig, hy wag van jou. Hy verwag van jou verantwoordelikheid. Jy kan nie roep, grys, en nie doen wat hy vir jou sê nie. Maar wanneer jy hom nodig het, kan jy enige tyd uitroep en sê, Here help. En wat sê, hier is ek. Hy wat hom verneder, sal verhoog word. Hy wat homself verneder, sal groot genade ontvang. Hy gee groter genade. Hoeveel van julle het groot genade nodig? Ja, kom nou. Daar's 'n situasie in jou lewe, 'n siekte, 'n krisis, 'n probleem. Jy het groot genade nodig. Weet jy wat sê die Here? Ek is hier om jou uit te red, want ek is so lief vir jou. Kom net op 'n plek waar jy sê, Here, ek is eerlik voor U. Ek staan partykeer so in die stoel en praat met mense en sê, Here, ek is so oop en bloot voor U. Oop en bloot. Jy het kaal in hierdie wêreld ingekom, raai wat? Hulle maak jou net toe om dit waardig te doen. Jy kan nie 1 sent saam met jou vat nie. Maar ek vat baie siele saam met my. Sal jy genade gaan bewys sommer nou wanneer jy uitloop aan jou dierbare man, jou dierbare vrou, jou kinders, jou vriende, jou familie, daai persoon met wie jy so lank lank gepraat het. Sal jy groei in genade? Sal jy genade bewys daar by jou werksplek? Prys die Here. En sal jy kies saam met my om toe te neem in genade? En nie, vat die klippe weg, sluit hierdie illustrasie af. Prys die Here. Jesus het in ons lewens ingekom. Hy het ons gered uit die dood uit. Vat dit weg. Stadig, anders moet nou net vir rug bid. Vat die wet en alles wat nie van die Here is, wat ons nie kan red nie. Kom, gee die Here. So, wat gebeur wanneer ek die woord bedien, behalwe dat jy eet en gevoed word? Die woord is soos 'n spieël. Hoeveel van julle voel gechallenged, uitgedaag vanmôre deur om verantwoordelikheid te vat? En net toe te neem. Manifesteer ek vir die laaste. Om toe te neem in genade. 'n laaste ding. Is daar iets wat jy in jou lewe so bietjie kan ontwerp? Beteken dit dan nie dat jy juis moet toeneem in genade? Dis presies dit. Daai probleem, daai meer van jou, dis nie hoe Jesus lyk nie. Hy sê ek wil jou seën dat jy groei in genade. Lê dit neer. Ek het jou gered en ek het jou verlos uit die dood uit. Met die hulp van die Heilige Gees. Lê dit neer wat nie lyk soos ek nie, sê die Here. Wat doen jy nou? Nou neem jy toe in genade. Jy groei in genade. Elke dag het ons so nodig. Here, baie dankie vir u woord. Dankie vir die gesalfde woordbediening in ons midde, Here. Dankie dat ons vol kan wees van u, gestig, opgebou, bemoedig, vermaan, getroos, geleer, gechallenge. Hier is ons, Here, ons vra u hulp, ons vra u genade. Dankie dat ons gered is, dankie dat ons nie hoef te sterf nie. Dankie, Here, dat ons vir ewig gaan lewe. Help ons om in toe te neem in hierdie genade van u en om dit te bewys en te openbaar elke dag net waar ons kom. Here, ons kies om onsself te verneder, sodat ons meer en meer van die genade kan ontvang. Lig jou hande op dat ek jou net kan seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons
almal wees. In Jesus naam. Amen, amen. Klap vir Jesus, gee hom al die eer. Halleluja, getuig gou net vir 'n laaste keer, draai na 2 of 3 sê, ek is gered uit genade. Kom, ek is gered uit genade. Prys die Here, ek is gered uit genade. Prys die Here. Is jy opgewonde oor die Here? Vanaand se tema, prys die Here. Die Here bly getrou. Groot doopdiens, maak jou kar vol. Ek sien van julle ry alleen met julle kar. Sies man. Maak jou kar vol. Prys die Here. Rejoice. Bye bye almal. God bless you. Die Here seën u.